Het jy al ooit daaraan gedink om 'n tentmaker te wees? 'n Paartjie was op die punt van egskeiding en het 'n hofdatum bepaal. Terwyl die vrou by die tandarts was, het sy Christelike musiek in die agtergrond gehoor en die tandarts uitgevra oor die lirieke. Die tandarts het die konsepte van sonde en verlossing verduidelik. Geprikkel wou die vrou meer weet. Die tandarts het haar 'n Bybel gegee en gereël vir 'n predikant om haar te besoek. Tydens die eerste Bybelstudie het sy oor die Bybelleringe oor egskeiding uitgevra. Toe die predikant verduidelik het, was sy woedend en het uitgeroep: "Dit is vandag onmoontlik." Die predikant het haar aangemoedig om aan te hou om die Bybel te bestudeer en te bid vir haar man en hulle huwelik. Terwyl sy gebid het, het sy 'n verandering van hart ondervind. Die aand voor die hofsitting het sy vir haar man gesê dat sy nie meer wou skei nie. Toe hy gevra het waarom, het sy gesê dat sy Jesus as haar verlosser aanvaar het en dat egskeiding teen sy wil is. Die volgende dag in die hof het sy die regter meegedeel dat sy nie meer wou skei nie. Nog verbaas het haar man vir die regter ook gesê: "Ek ook nie." Nuuskierig oor haar nuutgevonde geloof, het hy die Bybel wat sy vir hom gegee het begin lees. Spoedig het hy gevra vir Bybelstudies en begin om kerk by te woon. Sy lewe het ook verander en die paartjie volg nou vir Jesus. Hierdie huwelik was gered te danke aan 'n tentmaker, tandarts, wie die evangelie deur haar werk gedeel het. Professionele persone soos tandartse, ingenieurs, onderwysers, verpleegsters en ander word as tentmakers gesien wanneer hulle self onderhou terwyl hulle professionele lewens toewy daaraan om ander na Christus te lei. Sommige tentmakers bied egter vrywillig aan te sluit by 'n strategiese inisiatief deur die Adventiste Kerk om 'n uitdagende plekke te bereik, soos die 1040 venster, waar gereelde kerkwerkers dit moeilik vind om visas en werkspermitte te bekom. U gereelde en ongeallokeerde offergawes help ook om hierdie toegewyde tentmakers en ander gereelde sendelinge wêreldwyd toe te rus en te ondersteun. Inderwaarheid behoort alle Christene 'n tentmakergees te hê en vrywillig te wees om sielewenners te word, terwyl hulle doen waarvoor die Here hulle ook al geroep het om te doen. Terwyl ons God se oproep aanvaar en die tiende en gelofte terugbring, mag ons begeertes laaste stel en God eerste.